stroom in die generator met tyd werk, en nou kyk jy na die ding, dit wys geïndiseerde stroom, dit wys tyd, maar dan sien jy iets nogals anders. As jy sien, dit gaan net hobbeltjies op. Hoekom sal dit net hobbeltjies op wees? Eerste rede, dis in een rigting, so dit is gelykstroom. Ander rede is dis 'n generator, want dit word geproduseer, so dit gaan meer en minder, maar gelykstroom. Okay, so om gelykstroom te hê met 'n generator, watter spesiale apparaat moet daar wees? So, dus obviously die hele ding, die konkaaf magnete en die spoel en dinges, maar ons 'n spesiale dingetjie wat daar moet wees. Sê weer? 'n split ring kommutator. Ek het dit vir jou gewys, waar het ek dit vir jou gewys? Hierso is met 'n generator. Hierso, as jy wil hê dit moet in een rigting gaan, dan kort jy 'n split ring kommutator. As jy wil hê dit moet wisselstroom wees, dan kort jy 2 aparte sleepringe. Jy moet daai verskil goed ken. Dis altyd die 1 of 2 punt vraagie daarso. Okay, so 'n split ring kommutator. Hulle vra vir watter soort generator is. Dit is 'n gelykstroom want dit gaan in een rigting. Noem die energieomskakeling, Linden, in hierdie ding. Nee, en jy het duidelik dan in jou huiswerk gedoen nie, Dian. Meganiese energie na elektriese energie. Geen rede hoekom hierdie generator nie geskik is vir die transmissie, so die beweging of die neem van elektrisiteit oor 'n lang afstande nie. Sy weer? Enigiemand? Ja? Nee. So julle moes hierdie in graad 9 gedoen het. Nou weet ek nie of hulle dit met COVID uitgehaal het nie. Ja? Ons het gesê gelykstroom kan nie maklik met transformators op of afgeskakel word en daarom is daar groter energieverlies tydens lang afstande. Okay, eerste gedeelte koppel nie van lekker met die tweede gedeelte nie. Sê gou weer of ek nie geluister nie. Wat sê jy? Gelykstroom kan nie maklik met transformators op of afgeskakel word nie. Okay, maar dit kan wou. Okay, gaan gou weer verder. Daarom is daar groter energieverlies tydens transmissie oor lang afstand. Okay, so die tweede gedeelte is korrek. Okay, so hoekom is hierdie generator nie geskik nie? Want daar is baie energie wat verlore gaan daar oor lang afstande. Okay, so maar ek moet gaan oplees oor dit en baie energie verlore oor lang afstande. Want dalk is jy reg en ek net nie opgelees nie. Okay, as jy reg. Okay, bereken die frekwensie waarteen hierdie spoel roteer. Nou wat is hallo? Wat is frekwensie nou weer? Frekwensie is 1 oor periode. So nou wil ek net weet, julle was by die hoofsekantoor, ek het gesien. Ek wil weet, Charles, wat is die periode hier vir een golf? Hier. 0,02, omdat hierdie is 1 golf tot daar. So dit is 1 oor 0,02 en wat is die frekwensie dan, Amonai? Okay, werk hom uit. Dan gaan ek vir jou die definisie vra. 50 watt, wat is die eenheid? Hertz. Okay, nou vra hulle vir jou, definieer die term wortel gemiddelde kwadraatstroom, Henk. Yes, die wisselstroom wisselstroom, nee, nie potentiaal nie. Die wisselstroom wat die gelyke of ekwivalent is van die gelykstroom. So ietsie. Ek het 'n paar woorde missing daar. Okay, dan sê hulle vir jou, bereken die wortel gemiddelde kwadraatstroom wat deur die generator gelewer word. Wat gee hulle vir jou daar? Hulle gee vir jou die maksimum. So jy dan gaan inzoom hierso, jy het stroom WGK is stroom maksimum oor vierkantswortel 2. So dit is 1.2 oor vierkantswortel 2 en wat kry jy, Louis Henry? Wat het jy gedoen? Hallo.
Wat kry jy? 0,8 en jou eenheid? Dankie Ardo. Help nie gee om die antwoord nie, dan dink hy nie. Die volgende vraag sê, die grafiek hieronder toon hoe die geïndiseerde stroom met tyd verander nadat 'n verandering aan die werking van die generator gemaak is. So kom ons vergelyk die grafieke. Hier is 2 golwe, hier is 1 golf. Hier is die geïndiseerde stroom 1.2, hier is dit 0.6. So hierdie is gehalveer en daai is gehalveer. So wat moes gebeur het Ardo? Watter verandering het hulle gemaak? Nee, want as die sterkte van die magneetveld verander het, dan sou net die geïndiseerde stroom gehalveer het. Maar die frekwensie het ook gehalveer. So die frekwensie het gehalveer saam met die geïndiseerde stroom. So hulle het iets anders gedoen. Amorey? Enige iemand? Ja, is hy weer? Niks met temperatuur doen nie. Hulle het om helfte stadiger gedraai, want as jy hom vinniger draai, gaan die frekwensie meer wees. As die frekwensie laer is, wat is frekwensie nou weer? Die hoeveelheid golwe per sekonde. So is nou die helfte golwe en die ampere is die helfte. So, dan het hulle die spoed van rotasie gehalveer. So die helfte stadiger gedraai, want as jy vinniger draai, gaan hy meer stroom hê en die frekwensie gaan meer wees. As jy stadiger draai, gaan die ampere stadiger wees en die frekwensie stadiger. OK, dan soos ek gevra het vir jou om jou boek te bring mos, as jy onthou mos, wil ek doen vraag 17 en dan sal ek eksperimente doen indien julle mooi luister. Sê weer? Niks te doen met, as net die ampere verminder het, dan was die wind niks minder. Maar omdat die ampere en die frekwensie albei minder is, weet jy dit stadiger gedraai. OK. Goed, vraag 17. Dis op 111. Waar is Anke? Nee, die klas nie of nie by die skool nie. OK, vraag 17 sê hulle vir jou. Dit is nou die Engelse boek, sorry. Anyway, julle verstaan gelukkig almal Engels. Hulle sê die eenvoudige diagram van 'n gelykstroom elektriese motor word getoon. Dan kyk jy gou vinnig waarmee begin hulle hier? Hulle begin met 'n battery. Begin met 'n battery beteken is 'n motortjie en dan sien jy hier is 'n split ring kommutator. So dit beteken is 'n gelykstroom motor. OK, sharp. Skryf neer die naam van komponent A. Komponent A is 'n split ring kommutator. Skryf jy Pieter? Komponent A is 'n split ring kommutator. 'n split ring kommutator. Nou vra ek vir jou, wat is die energieomskakeling wat hier plaasvind? Dis elektriese energie na meganiese energie. Elektriese energie na meganiese energie. Volgende vraag. In watter rigting sal die spoel draai? Kloksgewys of antikloksgewys? Watter hand gaan ons uithaal? Links of regs? Links, hoekom? Want ons begin met elektrisiteit. So die rigting, ek gaan nou hierdie kant van die spoel kies. Die rigting gaan van positief na negatief, soos in daai rigting. Ek haal my linkerhand uit. Linkerhand, ek point uit. Kyk na hierdie gedeelte. My middelvinger daar. Duim op.
So hierdie gedeelte gaan op. So gaan hy kloksgewys of anti-kloksgewys? Kloksgewys. Kan julle sien, hierdie hoofstuk is 'n regte hoofstuk waar jy moet punte kry. So as jy nie, jy weet, hier is omtrent 15 punte wat jy moet kry. En dan kort jy nog net 35 punte en dan jy 30%. Obviously nie waarvoor ons mik nie, maar jy kop is dan deur bietjie. Okay. Volgende, sê hulle vir jou. Stel 2 veranderinge wat kan gemaak word om hom vinniger te roteer. So jy kan nie begin met rotasie nie, want die uitwerking is rotasie. Wat kan jy doen laat hy vinniger roteer? 'n Groter stroom of meer batterye, sterker magnete en meer spoele of meer windings. Sharp. Okay, oepsie, wat maak ek? Ons weet nie. Volgende vraag, sê hulle vir jou. Die stroomdiagram hieronder wys 'n ketel, 'n toaster, ja. Wat was die tweede een? Sterker magnete, groter stroom, meer windings. Eintlik nie meer windings nie, want die vraag sê for the coil to rotate faster. So vir die spoel, so jy kan nie sê meer spoele nie, want hulle wil weet die spoel, so nie meer windings nie. Dis 'n uitvangvraag, ja? Hoeveel wat? Hoeveel voorbeelde? 2. Okay, volgende sê hulle vir jou en weer Okay. Kan is Hamurai. Wat het ek aan die begin van die periode gesê as almal saamwerk? Dan kan ons eksperimente doen, maar die 2 daar agter is besig om my moer te koer. Nee, die 2 agter julle. Okay. Goed. Die stroomdiagram wys 'n ketel en 'n toaster wat aan 'n gewisselstroom bron gekonnekteer is met 'n RMS, in Afrikaans is die WGK volts van 220 volts. So hulle gee dit reeds vir jou. Die ammeter en die draadjies en die switches het weglaatbare weerstand. So kom ons kyk gou daar's ons wisselstroom wat hulle nou reeds jou sê is jou WGK waarde. Daar sien jy jou ammeter, jy sien die totale stroom gaan daardeur. En dan sien jy as albei skakelaars nou natuurlik toe is, dan gaan die stroom nou so opsplit, né? Anderste gaan dit dalk net daardeur of net daardeur. Nou vra hulle, definieer die term wortelgemiddelde kwadraatstroom. Dit is die wisselstroom stroomwaarde wat die ekwivalent is aan die gelykstroom stroom. So ietsie. Meeste, maar onthou hierdie is my 12de jaar wat ek dit doen, so as ek dit nie ken nie, frowned upon. Okay. Dit sê vir jou daar, wanneer skakelaar S1 gesluit is, so hy is toe, en hy is oop. Okay, sharp, so is dit basically net hierdie stroombaan. Dan is die maksimum stroom. So Imax. Deur die stroombaan 3.6. Bereken die wortelgemiddelde kwadraatstroom. Die wortelgemiddelde kwadraatstroom, wel dis maklik. IWGK is I maksimum oor 4/2. Dit is, wat is dit? 3.6 gedeel deur 4/2 en wat gee dit vir jou? Wat trek ek met mevrou Amorey? Dit is jou weer. Dink Ardo jy het geantwoord, né? Nee? Het iets geantwoord, ek kan net nie onthou wat nie. Dan jy onthou wat jy gaan. Sê weer? Dis waar. 2.55 in jou eenheid? Ampere. Goed. Nou vra hulle vir jou, wanneer skakelaar S1 oop is, hy is nou weer oop, en S2 toe is die wortelgemiddelde kwadraat in die stroombaan 2.62. Bereken die energie wat deur die toaster in 2 minute gebruik word. Energie. Energie word waarin gemeet? Joules. Wat word gemeet in joules? Obviously energie en arbeid. Okay, so daar's 'n paar formules vir arbeid. Kom ons kyk gou vir die toaster. Want dan het ons nou net mos hierdie stroombaan, né? Vir die toaster
het ons sy stroom wat deur hom gaan, die wortelgemiddelde kwadraatstroom. Ons het die walts, want die totale walts gaan dan net na die toaster toe. So ons het die walts, ons het die stroom, ons het ons sy weerstand, nee, so dis daai W is. Maar nou moet jy gebruik WGK, I, WGK, maal met T. Ek dink jou formule op jou datavel sê nog delta T. Louis Henry, skryf. Hierdie is 20, hierdie een is 2.62 en die tyd in 2 minute, werk ons in minute? Sekondes is 2 maal met 60. En Leandri like op het. En jou eenheid? Joules. Alright, so jy sien hier, so die goed is nie moeilik. Jy moet net bietjie kop hou dat jy nou nie de mekaar raak tussen WGK en maksimum nie, maar dit is nie moeilik nie, maar jy moet gaan leer. Bless you.